Ons het elke jaar 'n in-house training. Ons nooi dan 3 sleutel-egpare van verskillende dele van die wêreld om vir 3 weke by ons in die huis te kom woon. Ons doen alles saam, leer mekaar deeglik ken en loop 'n intense disippelingspad uit die evangelie van Matteus van hoofstuk 1 tot hoofstuk 28. Die uitkoms is dat elkeen aktief vir Jesus volg, tree vir tree, en dat elkeen by Jesus self leer hoe om disippels te maak en die opdrag uit te voer. Vanjaar het ons Victor en Teresa gehad van Zambië. Teresa is 'n onderwyseres in godsdienststudies by 'n hoërskool en wat sy leer wil sy daar toepas. En Victor is 'n predikant van 'n groot gemeente wat namens sy denominasie toesig hou oor 17 ander gemeentes. Hulle 2-jarige dogtertjie het saamgekom. Dalitsu en Patience is ook van Zambië. Hy is 'n dinamiese predikant van 'n gemeente, maar het ook 'n radioprogram van 'n uur elke Saterdagoggend oor nasionale radio. Hy is dan vry om die hele program 'n geestelike inhoud te gee. Patience is 'n verpleegster. Hulle 1-jarige seentjie het ook saamgekom. En dan het ons vir Toshi Renba en sy vrou Abenla, wat sendelinge is in 'n volksgroep waar daar minder as 2% Christene is. Hulle het reeds 30 gemeentes tot stand gebring, as ook 'n aantal huiskerke. Hulle het 'n retreat sentrum waar hulle vir 3 maande van die jaar tydens die stiltyd vir bestaansboere mense ontvang en hulle disipel. Ons het diep in die skrif gedelf. Ons moes hoor hoe Jesus sy disipels leer asof dit vir ons bedoel is. Ons moes in die gees sien wat hy doen en elke tree agter hom aangee soos wat hy vooruit loop. Om te leer volg is nie net boekwerk nie. Daar is dinge wat jy net leer as jy fisies iemand anders tree vir tree volg. Dis wanneer die pad moeilik word, dat ons kan sien hoe die teorie in die praktyk van die lewe toegepas word. Moet ons stappe ry, wie kyk uit vir wie? Wie maak seker niemand bly agter nie? Wie help die mamas met die babas? En op geestelike vlak werk dit natuurlik net so. Ons het ook heelwat sessies in die publiek gehad, soos byvoorbeeld by 'n eetplek. Want disipelmaking gebeur nie net tussen die 4 mure van 'n huis of in 'n kerkgebou nie. Disipelmaking is om jou hele lewe met ander te deel. Selfs 'n stappie langs die see is 'n geleentheid om 2 met mekaar te gesels oor wat ons pas by die Here uit die skrif geleer het. Die terugvoering agterna gee vir ons 'n prentjie oor die effektiwiteit van hierdie bediening. Dalitsu said during the in-house training, we did a lot of things together as couples, and this has greatly impacted on how I look at my marriage and ministry. I'm not leaving my wife behind in any way. Toshi Renba said, personally the training was transformative. It encouraged me to trust God in everyday moments, step out of my comfort zone, and embrace obedience. I plan to apply these lessons by creating opportunities for relational disciple-making, integrating scripture, feedback, and servant-hearted practices into daily life, and nurturing growth in others step by step, just as Jesus did. En Dalitsu het onmiddellik begin beplan en implementeer. En hy sê, I'll be doing the Gospel of Matthew discipleship with my family starting this week, 24th of November. I will be doing the same with all the key leaders in the church beginning this Sunday. The discipleship model will be integrated into the whole church. Everyone has got something to offer. We will focus on the neglected and outcasts in our community. We will use our radio outreach program to sow the seed about discipleship. We will help couples how to disciple each other and their families. Nou is dit tyd om toe te pas in die praktyk en ons sien daarna uit om hierdie sleutelleiers te begelei in die pad vorentoe. Ons wil ook baie dankie sê
vir NG Retief en Dispatch Revival Center in Dispatch, wat ons as 'n groep ontvang het. En veral vir NG Kerk Karedo, wat ons op baie maniere bederf het en ruimte geskep het om vir 'n week die mooi van Eerste Rivierstrand met die buitelanders te deel.